Hallo julle, ek hoop dit gaan goed met julle. Ons gaan vandag met 'n nuwe onderwerp begin. Maar eers gaan ons 'n bietjie gesels oor goed wat jy eintlik al weet. Okay. Dalk het jy dit al vergeet, maar jy is veronderstel om dit al te weet. Okay, ons begin met voorraadbeheerstelsels. Nou, van graad 8 af het ons eintlik gewerk met die deurlopende voorraadstelsel. Hierso is hy voor jou A. Okay. Maar daar's nog 'n voorraadstelsel wat ons toe in graad 11 so 'n bietjie oor gesels het en dis die B, die periodieke voorraadstelsel. Okay, but first let's look at the perpetual inventory system. Okay, that's the one that we use most of the time. Okay. Now the cost of sales is determined at the point of sales and it's normally calculated by using a markup percentage. Okay. So you will remember, for instance, from grade 8 on, if we had sales, we had in the cash receipts journal, if we had cash sales, we had a column for sales, but next to it, we also had a column for cost of sales. That means we had the cost of sales at the point of sale. Okay, dit is die deurlopende voorraadstelsel gewees. Met ander woorde, handelsvoorraad tekort kan nou ook maklik bepaal word. Hoe gaan ons handelsvoorraad tekort bereken? Wel, ons het mos nou handelsvoorraadrekening met 'n saldo. En daai saldo is nie noodwendig reg nie. Hoekom? Want daar kan voorraadverliese of diefstal plaasgevind. So hoe gaan ons weet of dit reg is? Ons gaan 'n fisiese voorraadopname doen. We're going to do a stock take and then we're going to compare the value of the stock take to the balance of the trading stock account. And if there's a difference, you know, we call that trading stock deficit. En dis 'n uitgawe mos in ons inkomste staan. Okay. So dis 'n ou stelsel. Nothing new. We've been using it. You just might not remember the name. Okay. Nou wys ek vir jou hier onder. Jy sal miskien onthou, ons het dan aan die einde van 'n jaar het ons 'n handelsrekening gehad. Okay. En wat probeer ons uit te werk in die handelsrekening? Ons bereken ons bruto wins, the gross profit. Okay, now how did we calculate that? It's basically, if you think about an income statement, it's the top part of the income statement. We've got to take sales, and remember, before we take sales, we've got to deduct your debtors allowance. Okay, dit is mos nou jou debiteure afslag. En dan aan die ander kant trek ons net koste van verkope af en die verskil tussen die twee is natuurlik ons bruto wins wat ons na ons wins en verliesrekening toe vat. Okay, so this is old stuff. Okay, then in grade 11 we started by looking at the periodic inventory system, né? Die periodieke voorraadstelsel. So kom ons kyk gou so 'n bietjie na die periodieke voorraadstelsel. Okay. Nou die meeste ondernemings gebruik die deurlopende voorraadstelsel in vandag se tye. Hoekom? Want hulle het scanners en goed so. Hulle kan by die verkooppunt kan hulle die produk net scan en dan kan die rekenaar sien wat die oorspronklike kosprys van die produk was. Okay. Maar daar is nog steeds besighede wat dit nie doen nie. Okay, hulle gebruik die periodieke voorraadstelsel. Okay. Now, first of all, that means cost of sales can only be determined at the end of the financial period using a certain formula. Okay, so hulle weet nie wat die koste van verkope by die verkooppunt is nie. Hulle het nie scanners en goed nie. Okay, soos byvoorbeeld 'n snoepie wat gehou word by 'n sokkie of selfs die skool se snoepie. Het mos nou nie scanners nie, nê? So hulle kan nie vir jou sê wat die koste van verkope op daai punt is. So, hulle moet koste van verkope nog steeds weet, want hoe gaan hulle dan bruto wins weet? So wanneer gaan hulle dit bereken? Hulle gaan dit eers aan die einde van die jaar bereken. Okay. It is not easy to detect theft of stock as there is less control of stock. Okay, so hoe gaan jy nou handelsvoorraad tekort uitwerk? Dit is nie so maklik nie, nê? Want by die deurlopende stelsel het ons gesê baie eenvoudig vergelyk die handelsvoorraad saldo met die voorraadopname.
Jy kan nou hierso 'n voorraadopname doen, maar jy het nie 'n saldo om dit mee te vergelyk nie van handelsvoorraad nie. So jy gaan nie noodwendig weet of daar handelsvoorraad tekort is nie. Okay, maar terug na die eerste punt. Ons het gesê, hoe gaan ons nou koste van verkope uitwerk? Want ons moet dit kan uitwerk. As ons nie koste van verkope het nie, then we won't be able to calculate your gross profit. We've got to use a certain formula. Let's look at the formula. Okay. You start with your opening stock, the value of your opening stock. Now remember, the end or the closing stock of last year is actually the opening stock of this year. Okay, so then we add all purchases. You will remember in the periodic inventory system, trading stock is not in the trading stock account, it's in the purchase account, die aankoperekening. So opening stock plus all purchases plus carriage, vraggeld, want jy waarskynlik mos nou baie van hierdie goed wat jy aangekoop het, was daar ook vraggeld op, en dan trek jy af terugsendings, want sommige van die goed wat jy aangekoop het, het jy weer teruggestuur. Now if you add those together, that will give you the total available stock. So that's all the stock that you've got available this year to possibly sell. Dis jou totale voorraad wat jy beskikbaar het. Maar nou natuurlik het jy nie alles gekoop nie. Hoe weet ek het nie alles gekoop nie? Daar is nog eindvoorraad, closing stock left over after the sales. Now that means if I know the value of the closing stock and I deduct it from the value of your total available stock, that will give me the value of cost of sales. Okay, so hierdie formule het ons ook al laas jaar mee gewerk. Okay, this is just to refresh your memory, because I know your brain is not completely working during lockdown. Goed, nou kom ons kyk gou, hoe sal die handelsrekening nou weer gelyk het van hierdie periodieke voorraadstelsel? Ons het nog steeds verkope hierdie kant, maar ons het nie koste van verkope nie. So ons kan nie net koste van verkope daar gaan inskryf nie. So nou moet ons 'n ander plan maak. Ons gaan nou hierdie formule gebruik, Opening stock, daar is jou begin voorraad. Okay, in ons voorbeeld 15,000. Dan purchases, het jy enige aankope, tel jy by, in ons voorbeeld 130,000, en dan wys ek net, onthou van jou aankope kan teruggestuur word, Jy het dit op krediet aangekoop, so jou krediteure afslag word afgetrek. That's the returns there, Okay. Dan tel jy by vraggeld. Van die goed wat jy aangekoop het, daar was ook vraggeld betrokke. Carriage. Okay. As jy daai 3 bymekaar tel, okay, dan het jy totale voorraad beskikbaar. Total available stock. Okay. Then all you need to do is deduct your closing stock, the 50,000. And that will give you then, let's see, 130 plus 15 is 145 plus 5 is 150,000 available stock minus 50,000 closing stock. That means I've got a cost of sales of 100,000 Rand. With the sales of 150,000, that means I've got a 50,000 gross profit, Right. So ek hoop jy onthou nou so 'n bietjie die periodieke voorraadstelsel. Okay. Maar wat gaan ons nou eintlik, meneer het begin gesê ons gaan 'n nuwe onderwerp doen. So wat gaan nou nuut wees? Okay. Hierdie was nou voorraad. Kyk weer daarbo. Voorraadbeheerstelsels, en daar's 2. Deurlopend en periodiek, perpetual en periodiek. Okay. Maar nou gaan ons 'n voorraadwaardasie metode doen. Inventory, ons wys vir hier onder, inventory valuation methods. Okay. Nou wat is voorraadwaardasie metodes? Okay, nou as ek vir jou hierso wys, ons het gesê ons het die waarde van die eindvoorraad nodig. Okay? En onthou, selfs by die deurlopende voorraadstelsel aan die einde van die jaar, as jy mos nou 'n voorraadopname doen, want jy wil graag uitwerk hoeveel handelsvoorraad tekort jy moontlik het, so jy moet nog steeds 'n voorraadopname doen. Die vraag is nou, as jy nou die waarde van daai voorraad moet gaan bepaal wat oor is, watter metode gaan jy gebruik?
Okay, nou jy gaan nou dink eers maar dit is ons nou simpel. Hoe bedoel meneer by watter metode gaan ons gebruik? Want daar bly nou voorraad oor. Okay? Maar as jy nie presies weet watter waarde elkeen van daai voorraad is nie, want hulle is dalk op verskeie tye gedurende die jaar aangekoop. En onthou as hulle op verskeie tye aangekoop is gedurende die jaar, dan beteken dit jy elke keer 'n ander prys betaal vir daai produkte. En daarom is daar verskillende maniere om die waarde van daai eindvoorraad uit te werk. En dit noem ons jou voorraadwaardasie metodes. Om 'n praktiese voorbeeld te gee. Kom ons sê jy verkoop koeldrank. Okay. Nou aan die einde van die jaar bly daar 'n sekere hoeveelheid Cokes oor. Maar nou daai Cokes wat oor is van hulle het jy onlangs gekoop teen 'n hoër prys. Van hulle wat oor is, het jy langer teruggekoop en toe was die prys nog goedkoper. So nou, hoe weet jy watter waarde om aan watter blikkie Coke te koop? Okay. Nou daar's 3 moontlike metodes. Kom ons kyk gou. Ons gaan vandag net fokus op een. Okay, maar ek gaan nou al reeds vir jou wys dat daar 3 moontlike metodes is. Okay. Eerste een is die spesifieke identifikasie metode. Dis die een wat ons vandag gaan doen. Specific identification method. That's the easiest method. Okay. Second one, first in, first out. Eerste in, eerste uit. Dit klink amper soos diarree. En die derde een is geweegde gemiddelde. Weighted average method. Okay. Nou moenie jou kop nou breek oor die tweede en die derde een nie. Ons gaan nog later by elkeen van hulle uitkom. Ons gaan vandag eers net fokus by die spesifieke identifikasie metode. Okay, so kom ons dink gou weer, wat het ek gesê? Hierdie ding gaan vir ons help om te bepaal wat is die waarde van die voorraad wat aan die einde van die jaar oor is. Okay, hoekom is dit 'n probleem? Want is verskillende items wat oor is, wat gedurende die jaar teen verskillende of gedurende die maand teen verskillende pryse aangekoop is. So hoe weet ons watter prys om aan watter produk te koppel? Kyk, is maklik om die goed te gaan tel en sê daar's 3 of 4 oor. Maar daai 3 of 4 wat oor is, wat is die kosprys van elkeen van hulle gewees? Want hulle is teen verskillende tye aangekoop teen verskillende kospryse. So hoe bepaal jy daai waarde? Kom ons kyk. Spesifieke identifikasie metode sê jy gaan hom gebruik, gewoonlik besighede wat hom gebruik, wanneer klein hoeveelhede van dieselfde item verkoop en die kosprys van elke item maklik bepaal kan word. So kernwoordjie hierso is businesses will use it only when they're selling small numbers or small quantities of a specific product. Okay? Dink byvoorbeeld aan karre, né? As 'n garage karre verkoop, hulle verkoop ons nou nie duisende karre in 'n jaar nie. Okay? So dis klein hoeveelhede. Jy kan amper vir jouself al bysit. Gewoonlik is dit ook items wat redelike hoë waarde het wat hierdie stelsel op gebruik word. Okay. Dan sê ons die waarde van voorraad is dus realisties en op die werklike kosprys van elke item gebaseer. So jy gaan met elke van daai karre wat oor is aan die einde van die jaar, gaan jy spesifiek kan sê wat is die kosprys gewees vir die besigheid toe hulle daai kar aangekoop het. En dan derdens, die kosprys van eindvoorraad word bereken hoe, né? Hoe word die waarde van die eindvoorraad bereken? Deur die werklike prys van elke eenheid voorraad te gebruik. Okay, so as daar 3 karre oor is, dan gaan jy gaan kyk wat het elkeen van daai 3 karre oorspronklik gekos en dit gaan vir jou bepaal wat die totale waarde is van jou eindvoorraad. Okay. Maar dis altyd beter om na 'n voorbeeld te gaan kyk, né? Want dan verstaan mense dit beter. Kom ons gaan kyk gou na 'n voorbeeld. Okay, hieronder is 'n voorbeeld. The following information refers to alphabets who supplies and distribute bets. Okay, so eerste ding, onthou wat het ons gesê? Die spesifieke identifikasie metode word gebruik gewoonlik wanneer
daar 'n relatief klein hoeveelheid van produkte en dit is gewoonlik ook 'n relatief hoë waarde per produk wat verkoop word. Okay. So nou in hierdie voorbeeld word beddens verkoop. Okay, maar nou sê jy sien, daar's verskillende soorte beddens, né? Jy kry 'n 3/4 bed, dan kry jy 'n king size bed en dan kry jy ook 'n queen size bed. Okay. Die queen size bed is die grootste bed. Dis die een wat die Terblanche het, want ons het 3 kinders en hulle is lief om saam met ons partykeer daar in die bed te kom lê. So ons het 'n king size bed en daarom sal jy ook sien hy is ook duurder as jy gaan kyk. Hierso wys hulle vir jou die 3/4 bed se kosprys is 2800. Die king size bed is redelik duurder, 6350 en dan natuurlik die queen size is die duurste 8170. Okay, wat gee hulle nog vir jou? Hulle sê vir jou hoeveel voorraad het jy in die begin van die jaar gehad, hoeveel beddens van elkeen? Dan sê hulle vir jou hoeveel het jy toe aangekoop? Okay, en hoeveel van hulle het jy toe verkoop? Okay, nou is die vraagie. Calculate the total value of the closing stock using the specific identification method of valuation. Okay? So, hoeveel beddens het jy oor in die eerste plek? En dan gaan bereken vir my wat is die waarde van al daai beddens wat oor is. Okay, so, if you use your logic, okay, then you will tell yourself, I started with 22, for instance, there. So I purchased another 18. So how much did I have then available? Okay, 22 plus 18 is 40. So I had 40 available, and of that 40, I sold 26. Okay, if I sold 26, how many should be left over? 40 minus 26 is 14. So you'll see there's a column there, the 3/4 beds, the closing stock is then 14. That's the amount left over. If you look at the king size beds, you started with 16 at the beginning of the year, you bought 15, that means you've got 31, and then minus 19, that means how much did you sell? 12. Okay, and you can do the same with the queen size bed. Okay, I see there's a mistake there. That should of course be queen size. That's the king size, that's the queen size. Okay, anyway, right. So now we know how many beds are left over. Of the 3/4 beds, there's 14 left over. Of the king size beds, there's 12 leftovers. And of the queen size beds, there's 13 left over at the end of the year. Maar wat is die probleem? Elkeen van daai 3 tipe beddens is teen verskillende waardes aangekoop. Okay. So wat doen ons nou? Ons gebruik die spesifieke waarde waarteen daai bed aangekoop is of kosprys waarteen daai bed aangekoop is. Nou, ons weet die 3/4 bed is aangekoop teen 2800. So, as ons die 14 met die 2800 maal, dan sien ons 39200. Die king size bed, daar's 12 van hulle oor. Ons het hulle oorspronklik teen 6350 aangekoop. As jy daai twee uitmaal, 67200. En jy kan dieselfde dan met die queen size bed doen. So dit gaan vir jou die waarde gee in totaal van die beddens wat oor is. Okay. So wat het jy gedoen? Eerstens, jy moet gaan uitwerk hoeveel van elkeen van die beddens oor is. Hoe het jy dit gedoen? Jy vat die begin voorraad plus jou aankope minus eenhede verkoop. Okay. So begin plus aankope minus eenhede verkoop. Right? Dan weet jy hoeveel gaan oorwees aan die einde. Okay. Dan moet jy elkeen maal met hulle oorspronklike spesifieke kosprys, die oorspronklike kosprys vir eenheid. En dan tel jy alles op en dan weet jy die waarde van die eindvoorraad. En onthou nou, why did I do this? If I've got the value of the end stock, okay, I can calculate
my cost of sales. Okay, because if you go back there, you see you need your closing stocks value to calculate your cost price. And of course, why do you need your cost price? Because you want to calculate your gross profit. Okay ouens, ek hoop dit gaan vir jou help. Ek gaan nou vir jou oefeningkie aanheg met 2 vragies wat jy hierdie spesifieke identifikasie metode gaan toepas. Sterkte.